Gemeente, laasweek het ons uit Galasiërs 6 saam gelees, waar Paulus die gelowiges van daardie tyd, maar ook ons elkeen vandag kom waarsku teen vals profete. Of dan nou vals predikante en vals pastore, wat nie vir ons kom vertel wat God in sy woord kom sê nie, maar wat eerder hulle eie idees en hulle godsdienstige reëls op ons kom afforceer. Ek wil daarom vanoggend, as ons nou uit Matteus 7 saam lees, ook weer aansluit by laasweek se teksgedeelte. Ek lees vir ons Matteus 7 vers 21 tot 27. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in die naam gepreek nie, deur die naam duiwels uitgedryf en deur die naam baie wonders gedoen nie. Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Elkeen dan wat hierdie woorde van my hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op rots gebou het. Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en tog het dit nie ingestort nie, want die fondament was op rots. En elkeen wat hierdie woorde van my hoor en nie daarvolgens handel nie, kan vergelyk word met 'n dwaas wat sy huis op sand gebou het. Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en die huis het ingestort en is heeltemal verwoes. Ons lees net so ver. Geliefdes, ek wil hê ons elkeen moet vanoggend bietjie aan enige leesboek dink wat jy dalk al gelees het of wat jy dalk nog graag sal wil lees. As ons so bietjie dink aan hierdie boeke, dan sien ons dat al hierdie boeke van mekaar verskil. Nie net is al die stories anders nie, maar waarvan hierdie boeke 'n roman is ander boeke weer fiksie. Of ons kry geskiedskrywers en kort verhale, om maar 'n paar te noem. Nou as lesers kan ons tog nie 'n fiksieboek wil gaan lees asof dit 'n ware verhaal is nie. Net so kan ons nie 'n geskiedenisboek optel en daarvan 'n fiksie wil gaan maak nie. Die skrywer wat die boek vir ons skryf, besluit self of die boek 'n roman is of 'n fiksie is, en dan is dit ons werk om eenvoudig net die boek te gaan lees, soos wat die skrywer dit vir ons kom gee. Want dit is slegs wanneer ons die boek reg lees, dat ons sal verstaan wat die skrywer vir ons daarin wil kom sê. Nou as ons bietjie dink aan die Bybel, dan dink ek is dit nogal akkuraat om die Bybel as God se autobiografie te wil sien. Nou 'n autobiografie is natuurlik 'n tipe boek wat 'n ware verhaal is en wat gebaseer is op ware gebeurtenisse. In so 'n boek is dit die skrywer self wat vir ons kom sê wie hy of sy is en wat hy al gedoen het. Dink bietjie aan enige ander autobiografie wat jy dalk al gelees het. Byvoorbeeld die cricketspeler Aby de Villiers het 'n paar jaar gelede sy eie autobiografie uitgebring, waarin hy vertel van sy lewe, van sy grootwordjare, sy cricketloopbaan en al die hoogte en laagtepunte wat hy as internasionale cricketspeler ervaar het. Net so is die Bybel dan God se autobiografie, want dit is sy woord wat hy self vir ons as gelowiges kom gee. Saam met dit gaan die Bybel natuurlik van begin tot einde net oor God, oor wie hy is, wat hy gedoen het en wat hy in Christus vir ons kom afhandel het. Die fokus van die Bybel is nie op ons as gelowiges en op wat ons moet doen nie. Die fokus is op God. Op God wat aan die heel begin die hemel en die aarde geskep het. Op God wat by die gelowiges is en hulle altyd versorg, selfs al moet hulle deur die woestyn trek. Die fokus is op God, wat getrou bly aan sy woord en aan sy beloftes,
Selfs al draai die volk hulle rug op God. Die Bybel gaan oor God, wat ons van die heel begin af so lief gehad het, dat hy sy enigste seun gestuur het, om in ons plek te sterf, om ons te kom red, en om ons uiteindelik met God te kom versoen. Wanneer ons die Bybel optel en lees, moet ons daarom elke keer vir onsself afvra, maar wat wil hierdie gedeelte oor God sê? Wat sê dit van wie hy is en wat hy vir ons kom doen het? Wanneer ons sê die Bybel is die woord van God, is die volgende vraag vir ons as gelowiges, maar hoe moet ons op die Bybel reageer? Wanneer ons die Bybel lees en sien dat God ons sy kinders kom maak het, lees dat Jesus aan die kruis vir ons gesterf het, dat hy ons met God kom verenig het en dat hy vir ons plek in die hemel gereed gaan maak het. Wat moet ons dan nou doen? Hoe moet ons daarop reageer? Nou eerstens, wanneer ons die Bybel lees, moet ons glo in God. Ons moet glo dat alles wat in die Bybel staan waar is en gebeur het soos wat God het vir ons in die Bybel kom sê. En dan, omdat ons in God glo, omdat ons weet dat alles in die Bybel waar is, moet ons God se wet onderhou. Moet ons gaan doen wat hy van ons vra. As gelowiges onderhou ons nie die wet, omdat ons wil hê God moet ons red, of omdat ons wil hê God moet genadig teenoor ons wees nie. Ons onderhou die wet, want ons weet dat daar in sy woord staan, dat hy ons reeds gered het. Dat hy reeds vir ons elkeen lief het en dat hy reeds sy genade aan ons kom bewys. So ons lees die Bybel, ons glo in God, ons glo in alles wat in die Bybel staan en dan gaan doen ons wat God van ons vra. Ons leef volgens sy wet omdat hy sy liefde en genade nog altyd aan ons bewys het. Wanneer ons dan in God glo, wanneer ons in die Bybel glo, en wanneer ons volgens God se wet gaan leef, dan skryf Jesus in Matteus 7 vers 24 tot 25, dat ons soos die verstandige man is, wat sy huis op die rots gebou het. Want die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en het geruk, en tog het dit nie ingestort nie, want die fondament was rots. God se woord is die rots waarop elkeen van ons lewens bou. Sy woord is die vaste anker en daarom sal ons nooit ineenstort wanneer die stortreën van die lewe, die winde van verwoesting en verlies of die vloedwaters van teëspoed ons tref. Ons sal nie ineenstort nie omdat ons so oulik is, omdat ons so gelowig is nie, maar omdat God ons rots is. Omdat hy vir ons sy woord kom gee, waarin hy vir ons kom sê wie hy is en wat hy vir elkeen van ons kom doen het. Soos wat ek net nou gesê het, mag ons as lesers nooit besluit om byvoorbeeld 'n ware verhaal as 'n fiksie te gaan lees nie. Want sodra ons dit doen, dan maak ons iets van die boek wat dit nie is nie. Dieselfde is natuurlik waar van die Bybel. Ons kan nie die Bybel lees en dan besluit dat die Bybel net 'n klomp opgemaakte stories is nie. Die Bybel is God se woord. Hy is die skrywer en hy is die een wat besluit watter tipe boek dit is. Hy is die een wat vir ons kom sê dat dit 'n ware verhaal is, dat dit sy lewende woord is. Ongelukkig is daar baie, soos wat Paulus hulle in die Bybel noem, vals profete wat van die Bybel iets probeer maak wat dit nie is nie. Vals profete vat die woord van God en dan maak hulle daarvan 'n selfhelpboek. Vir hulle is die Bybel net 'n boek vol wette en reëls, vol moeds en moenies om jouself te help, om jouself te red, om sukses en voorspoed vir jouself te gaan waarborg. In plaas daarvan dat hulle die Bybel lees en glo as die woord van God,
kom misbruik en verdraai vals profete die Bybel deur eerder hulle eie godsdienstige reëls en hulle eie wette op ons, maar ook op die Bybel te probeer afforceer. Hulle doen dit deur vir ons te sê dat ons onsself moet red, dat ons ons eie redding moet verdien. Dit terwyl die Bybel nêrens vir ons ooit sê dat ons onsself moet red nie. Inteendeel, in Efesiërs 1 vers 7 staan daar tot duidelik, deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe, kragtens die ryke genade van God. Ons redding het alles te doen met God se genade en met Jesus se kruisiging. Nie met ons optrede of hoe oulik ons is nie. En tog, ten spyte van wat die Bybel vir ons sê, word daar vandag in 'n klomp kerke en gemeentes oor die wêreld heen verkondig dat ons groot gedoop moet word, dat ons besny moet word, dat ons in tale moet praat, dat ons al ons besittings vir armes moet weggee, want eers dan sal God ons red. Die vraag is, indien ons onsself kan red, hoekom is Christus dan gekruisig? Wat het hy dan aan die kruis vir ons kom afhandel en kom volbring? As hy ons nie volkome kom red het, kom verlos het of met God kom versoen het nie, hoekom het God hom dan gestuur om in ons plek te kom sterf? Wanneer valse profete van die Bybel self help gids maak, dan vee hulle die kruisiging van Christus van die tafel af. So asof dit nooit gebeur het nie, asof dit niks vir ons beteken nie. Wanneer iemand vir ons sê dat ons God se genade en ons eie redding moet verdien, dan is hulle besig om die woord van God te minag, want dit staan nêrens in sy woord nie. Jesus het spesifiek hierdie valse profete in gedagte, wanneer hy in Matteus 7 vers 22 sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader in die hemel. Wanneer valse profete sê dat ons onsself moet red, dan glo hulle nie in God nie. Hulle glo nie dat Jesus Christus hul klaar kom red het nie. Want as hulle dit geglo het, as hulle geglo het dat alles in die Bybel waar is, hoekom probeer hulle self dan nog red? Hoekom leef hulle dan nog steeds volgens hulle eie wette, hulle eie godsdienstige reëls en idees, in plaas daarvan om volgens die woord van God te leef? Laasweek se preek, ons moet versigtig wees vir predikante, pastore en geestelike leiers, wat so godsdienstig lyk, vroom voorkom en vir ons vertel hoe geestelik hulle is. Want al is hulle besny, al gaan hulle in tale praat, leef hulle nie volgens die woord van God nie, maar eerder volgens hulle eie woorde. Om dit nog een stapie verder te vat, in die woorde van Jesus in vers 22, al preek hierdie valse profete in die naam van die Here, al dryf hulle bose geeste uit in die naam van die Here, al doen hulle wonders, ook in die naam van die Here, ken God hulle nie. Vers 23, dan sal ek openlik vir julle sê, gaan weg van my af, ek ken julle nie, julle wat die wet van God oortree. Hierdie valse profete gee voor dat hulle besig is met die woord van God, maar hulle is nie. Hoe kan hulle besig wees met God se wette, wanneer hulle nie in hom glo nie? Wanneer hulle nie glo dat Jesus hulle reeds kom red het nie? Wanneer hulle nog steeds op hulle eie redding probeer verdien? Geliefdes, ons moet hier 'n baie belangrike verskil raak sien. Ons as gelowiges leef volgens die wette van God, want ons is reeds gered. Daarom, uit liefde vir God onderhou ons dan sy wette, omdat hy in sy woord vir ons sê om dit te doen. In Matteus 22, wat ons net nou as wet aangehoor het, vra die wetsgeleerdes vir Jesus,
Meneer, wat is die grootste gebod van die wet? Jesus antwoord hom, julle moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. Ons as gelowiges het vir God lief met ons hele hart, ons hele siel en ons hele verstand, wanneer ons sy wette gehoorsaam en daarvolgens leef. Ons gehoorsaam nie sy wette om onsself te red, om te maak of ons dan sy genade verdien nie. Ons gehoorsaam sy wette, want ons is reeds gered, want hy is ons God, want ons het hom op die regte manier lief. Maar valse profete glo nie in God nie. Hulle glo nie dat Jesus hulle gered het nie. Volgens hulle eie godsdienstige wette, glo hulle dat hulle self, deur besnydenis, deur in tale te praat en deur hulle geld vir die armes te gee, hulle self kan red. Vir hulle is die Bybel nie die woord van God nie. Dis 'n gewone selfhelpboek waardeur hulle self wil red, sonder God en sonder die kruis van Christus. Daarom sê Jesus dat God vir hulle op die oordeelsdag sal sê, ek ken julle nie, gaan weg van my af. Jesus vergelyk hierdie valse profete en hulle volgelinge met die dwaase man wat sy huis op sand gebou het. Anders as die verstandige man, wie glo in God en in sy woord, glo die dwaas dit nie. Die valse profete probeer eerder hulle self red. Hulle bou hulle huis op sand, of dan nou op hulle eie godsdienstige reëls, op hulle eie uiterlike sukses, op hulle mylpale en op hulle rykdom. Maar die stortreën het geval, vloedwater het afgekom, winde het teen hulle huise gewaai en dit geruk, en hulle huise het ingestort. Dit is heeltemal verwoes. Geliefdes, die groot gevaar van valse profete is dat hulle nie hulle idees en godsdienstige wette vir hulle self hou nie. Hulle kom verkondig dit en dan laat hulle ons, wie nie volgens hulle wette leef nie, verstaan hoe sondig en hoe verlore ons is. Ons is in die oë van valse profete sondig, want ons leef volgens die woord van God en nie volgens hulle eie woorde nie. Saam met die idee dat ons onsself moet red, vertel valse profete ook vir ons dat ons 'n klomp dinge moet doen sodat ons God se arm kan draai, want dan sal hy ons seën met rykdom en met aansien. Valse profete verkondig dat ons nou materieel suksesvol kan wees wanneer ons net dit doen of dat doen. Byvoorbeeld, hulle waarborg vir ons dat ons nooit sal siek word nie, dat ons sal ryk wees, dat ons karre kontant sal kan koop en dat daar nooit konflik in ons huisgesinne sal wees nie, as ons net ons geld vir die valse profeet gee. As ons net al die Bybelkursusse van die valse profete koop, of as ons net vir die valse profeet se kerk gaan werk. Doen al hierdie dinge en dan sal God ons kan seën en kom red. Dan sal hy vir ons seën met nuwe karre, met aansien, met groot huise. Die probleem hiermee is dat dit weer eens nêrens in die Bybel staan nie. Die idee dat ons onsself moet red, of dat ons God se arm moet draai vir meer geld en vir meer aansien, is die valse profete se manier om ons te misbruik en om ons te manipuleer. Want as jy nou klaar al jou geld vir die kerk gegee het, as jy nou klaar al die Bybelkursusse gelees het, as jy nou klaar as vrywilliger vir die kerk werk, maar jy is nog steeds nie suksesvol nie, jy het nog steeds nie 'n nuwe kar nie, of jou vrou is dalk nog steeds siek, dan lê die fout volgens die valse profeet by jou, want jy het nie genoeg geld gegee nie, want jy glo nie genoeg nie, want jy's net te ongeduldig. Op so 'n manier kom die valse profete en hulle misbruik die Bybel om ons uiteindelik net te manipuleer. In Matteus 7 is dit veral baie duidelik hoe hierdie valse profete ons manipuleer.
Onthou, hulle sê vir ons dat ons sukses, voorspoed en gesondheid kan waarborg. Maar in Matteus 7 kom sê Jesus vir ons dat die wyse man en die dwaase man, die man wie op God vertrou en die man wie op die valse profeet vertrou, hulle albei se huise word ergens getref deur stortreën, vloedwaters en winde. Anders as wat die valse profete verkondig, kan geen een van ons ooit enigiets vir onsself doen, vir God doen of vir die kerk doen, om te verseker dat dit net altyd sal goed gaan. Dat alles net altyd sal uitwerk soos wat ons dit beplan het nie. Hierdie materiële voorspoed kom nie in die Bybel voor nie, want die Bybel is nie 'n selfhelpgids nie. Die Bybel is die woord van God, wat vir ons kom vertel dat God by ons is en dat hy getrou is aan sy woord. Dis wat in die Bybel staan. Valse profete kom maak egter van die Bybel 'n gewone aardse boek, 'n boek wat ons kan gebruik om hier en nou op 'n tydelike wyse ons eie sukses te kan waarborg. Dit terwyl God eintlik sy woord vir ons kom gee, om vir ons te kom sê dat hy ons redding en ons ewige lewe kom waarborg het. Hy het dit kom waarborg deur wie hy is en deur wat hy vir ons kom doen het. Vir ons as gelowiges wat die Bybel lees en in God glo, kan die stortreën van die lewe, die vloedwaters van verlies en teëspoed maar kom. Nie omdat dit lekker is nie, maar omdat God ons fondament is. Omdat ons weet dat hy ons God is en dat hy ons God sal bly, voor, in en na die vloedwaters ons getref het. Want ons huis sal bly staan, want is gebou op 'n rots. Dieselfde is egter nie waar vir die valse profete nie, want hulle huise staan op sand. Sodra die stortreën, vloedwaters en water kom, sodra hulle godsdienstige reëls nie meer hulle gesondheid en hulle rykdom kom waarborg nie, dan stort hulle huis ineen. Vers 27, hulle huis word heeltemal verwoes. Want hulle huis is nie gebou op die woord van God nie, maar eerder op die woorde en die godsdienstige reëls van mense. Mense wie nie vir God ken nie, en wie ook nie in God glo nie. Geliefdes, mag ons, as kinders van God, wie se huis op rots gebou is, daarom altyd die woord van God lees, soos wat hy dit vir ons omgee het. Want slegs dan sê Jesus, dat ons vir God sal ken. Slegs dan sal ons vir God op die regte manier kan lief hê. Slegs dan sal ons huisie op die rots bly staan. En slegs dan sal ons by die koninkryk van die hemel ingaan. Nog steeds nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen omdat ons deur die bloed van Jesus verlos is en omdat ons oortredinge deur die bloed van Jesus vergewe is, kragtens die ryke genade van God. Amen.